Dis donderdag aan 7uur, ons is weer op van die spoor in die studio in Wiltenjag se kantore. Hanke, welkom. Dankie. Getroue mede-aanbieder en dan op die punt van die tafel sit Marco van die kerk. Marco, jy gaan nou vir ons al jou titels en jou goeders nou verduidelik, want dit is altyd so moeilik om vir iemand te verduidelik as waaroor 'n ou gesels, maar baie dankie dat jy tyd gemaak het om bietjie by ons te kom draai. Jy's 'n besige man, jy's nie altyd hierso nie, so dit het 'n tydjie gevat voor jy kon inval hier by ons. Ja, lekker, dankie. Ons ken mekaar nou al 'n rukkie, Marco, en is heerlik om jou hier te hê. 22 jaar, is bietjie langer as 'n rukkie hoor. Vertel 'n bietjie vir die mense daar buite. Ek meen, jy was eintlik maar in die koöperatiewe wêreld. Hoe het jy opgeëindig hier waar ons nou is? Kyk, ek dink die korporatiewe wêreld baie sê baie dinge daarvan, maar dis 'n fantastiese plek om jou tande te sny. Jy leer ontsettende goeie dissiplines aan. Ou word blootgestel aan besigheid op 'n baie groot vlak. Ek was deel van die JD groep gewees. Ek het na Incredible Connection Hi-Fi opgekyk, wat die grootste elektroniese retailer in Suid-Afrika was. So dit was 'n interessante en 'n goeie tyd. Ek was baie gelukkig daar gewees, maar ek dink min ouens sê hulle werk lekker in korporatief. Jy weet, en ek het op 'n punt gekom waar ek gevoel het as 'n ou so baie tyd en effort in 'n ding insit, so jy uiteindelik maar graag vir jouself wil doen. Jy weet, en aan iets wat jy regtig passievol is. Ek is verskriklik lief vir vuurwapens al van kleins af en jag en so aan. Ek's nie die grootste kenner by enige maatstaf nie, maar ja, toe het ek die besluit geneem. Ek ken vir Louis van der Walt goed en toe kon ons 'n transaksie beklink tussen hom en Hein Konrad het die transaksie mekaar gesit en toe koop ek in en toe vat ek die groep oor. So as uitvoerende hoof. En as ons praat van die groep, net om dit so 'n bietjie in perspektief te stel, jy weet, 'n ou ken die name, jy ken die brands obviously, die verbruiker en die kyker daar buite, maar en dan ken nou uit die aard van die saak die Safari Outdoor naam. Maar ek dink as jy net so 'n bietjie oor die groep kan verduidelik, ek dink dit sal insiggewend wees vir. Toe ek ingekoop het, was dit net Safari en Outdoor. En op daai stadium was daar geen ander ambisies nie, maar ons was 'n klein rukkie aan die gang met die storie. Nou, hoe dit werk is, Safari se volume is so groot dat hy ingevoer het dat daar 'n klomp handelsmerke vir Safari eintlik maar die handelsmerk gegee het om te versprei. Maar jy weet, dis moeilik vir 'n kleinhandelaar om aan ander kleinhandelaars te verkoop. Dis eintlik basies onmoontlik en nie rasioneel nie. Ongesonde. So ja, dit kan nie, dis nie lanklewend nie. So ons het Inyati besit al klaar op daai stadium die lisensies en so aan, en toe besluit ons om dit 'n ordentlike besigheid te maak. So ek het 'n bestuurende direkteur aangestel vir Inyati. Hy het vir my span in mekaar gesit en toe maak hulle dit 'n ordentlike besigheid. Die ding het van krag tot krag gegaan. So hy het fantasties goed gegaan. En in daai tyd het die geleentheid opgekom om Formalito te koop, wat die oudste groothandelaar van wapens en ammunisie in Suid-Afrika is, 55 jaar oud. Fantastiese besigheid. Nou sê jy vra, hoekom wil jy die besigheid koop? Ons is 'n beleggingsgroep. Jy weet, so ons wil goeie ordentlike beleggings doen, maar in Suid-Afrika het jy, ek weet nie of jy sal dit goed onthou. Jy het so 'n feast and famine kurwes gehad, dan kry jy verskriklike ooraanbod van ammunisie en gewere en dan's daar niks. Jy weet, en as kleinhandelaar is daai baie sterend vir jou besigheid. So ons wou seker maak dat jy altyd toegang tot produk het. Dit was die groot beweegrede, maar dit is ook 'n goeie besigheid. So ons het die besigheid gekoop. Baie sterk handelsmerke. Baie sterk handelsmerke, CZ, Leopold, Federal, nee, jy noem dit. Ja, hulle het 'n klomp. Nee, honde die sit in Inyati. O, natuurlik. Maar ja, so die groep het toe nou homself lekker goed georganiseer. Dis heeltemal afsonderlike befondste en afsonderlik bestuurde maatskappye. Elkeen, Inyati en Formalito is groot mededingers van mekaar en dan is Safari natuurlik 'n groot kliënt van hulle, soos wat hy 'n groot kliënt is van enigiemand anders. So dit raak partykeer maar ewig daar in my kantoor as ek moet skeieregter speel, maar ja, dit kan ek glo. Maar dit stop nie net daar nie. Ons het voor die tyd daaroor gesels. Dit stop nie net by die wapenbedryf nie. Julle hier 'n bietjie julle voelers in ander dele van die. Ons het onsself gaan afvra wat is dit wat ons eintlik goed doen. So ons het spesialistmense rondom kleinhandel. Ons het die ding nou 'n redelike resep ontwikkel oor tyd. Ons hou van industrieë wat passie gedrewe is. Ons hou van die wat hulle noem 'n big box, groot winkels met 'n bietjie van 'n teater aspek. Jy weet, jy sit 'n groot show op vir jou. Dit is lekker om jou familie so te bring en tyd te spandeer. So ons het gaan soek in die wêreld. Toe kry ons 'n ding in Engeland met die naam Pets at Home. Groot dierewinkel met 'n veearts, met grooming en so aan. So ons het niks slim gedoen nie. Ons het eintlik maar net gaan kyk wat ander ouens doen. En toe het ons die eerste so winkel oopgemaak in Suid-Afrika in Centurion. Maar hy doen baie goed, Family Pet Center. En die tweede een maak nou in Fourways oop. En dis maar 'n strategie om nie al ons eiers in een mandjie te hê nie. Want 'n ou moet uitbrei. Sorry Hanke, ek vra nou weer 'n volgende vraag, maar dis presies dit, jy weet.
Ou moet vorentoe. En dis die vraag wat by baie skiet daar opkom en om die braaivleisvure of jy nou by die kantoor is en of jy in die veld is waar gaan en ons praat altyd van die Safari Outdoor brand, ons skietmanne en ons jagmanne, maar dis maar die ding weer. Waar gaan Safari heen? En ek dink jy het so half begin die vraag klaar geantwoord het voor ons dit vra, maar waar gaan Safari Outdoor heen? Kom ons praat net van Safari, ja. Ek weet daar's 5 megastores in Suid-Afrika. Ek weet dat ons het nog nooit so iets 10 jaar terug was dan nou eers naaste by so iets gewees en dit het gegroei tot 5 en enige besigheid moet groei. So jy diversifiseer 'n klein bietjie, maar ek weet wat is die plan met die wapenwinkels? Gaan ons nog verwag? Is Namibië op die kaarte? Is die ander waartoe gaan? Ek dink daar is altyd maar geleentheid vir uitbreiding en ek dink daar is nog so 1 of 2 goedjies wat ons in Suid-Afrika kan doen. Ons het ons oor ruk terug al begin draai buiteland toe. Ek dink daar's goeie geleenthede. Die wapenindustrie in die wêreld is nie so groot as wat ou dink nie. Die ouens ken mekaar almal. Dis familiebesighede, die ou wapenfamilies wat nog steeds vervaardig nou wat nou al in hulle 130 en 140ste jaar toe gaan. So dis 'n fantastiese lekker industrie. So ek dink ons is lief vir die industrie, ons gaan daarin bly en ons gaan aanhou belê daarin. Elke nou en dan probeer ons met die winkel so 'n bietjie van voor af uit te dink. Ons sit nou visvang by in Pretoria, hy maak seker so oor 'n maand oop. Ordentlike konsep. So dit is lekker groot 300 vierkante meter wat ons bygesit het. En so probeer ons maar die hele tyd net nog lekkerder maak vir 'n man en sy familie om daar te kom tyd spandeer. So ek dink definitief uitbreiding is daar nog in Suid-Afrika en Suidelike Afrika. Nee, al my geheime weg. Julle is maar geheimsinnige gewoonlik. Almal is mos. Julle ons gaan 'n bietjie jag, vertel vir ons. Ja, vertel jy 'n bietjie vir ons. Kom ons los die besigheid nou uit. Ek weet vertel die mense daar buite ek en jy nou maar jy's 'n keen en 'n goeie jagter en jy doen dit baie. Vertel ons 'n bietjie wat hierdie jaar voorlê. Wel, die grootste ding hierdie jaar is seker maar die buffel. Jy weet, ons het so baie goed al geskiet, maar ek het nog nie 'n buffel geskiet nie, glo dit of nie. So hierdie jaar het ek 'n buffel bespreek en gaan nou lekker wees om saam met Jan Kwit. Ons is nou ou vriende. So dit gaan lekker wees om saam met hom 'n buffel te gaan skiet. Ons skiet in Mosambiek. So 'n lekker groot oop area wille buffels en dit gaan nie oor grootte van trofee nie. Ons gaan 'n lekker ou daga boy soek. Ja, so en om tyd saam met hierdie ou in die veld te spandeer. Ja, dit gaan lekker wees. Ek sien vreeslik uit daarna. Maar jy's nie net 'n geweerjagter nie. Ek meen jy's lief vir julle doen baie voëlskiet ook. Ja, ek het 'n Duitse draadhaar, so ons is nogal lief vir die greywing en al daai goedjies. So dit is lekker, ja. Nee, elke faset van skiet is vir my verskriklik aantreklik en lekker. Ek moet vir jou sê, ek het nou so onlangs my 500 in besit geneem en hy geweer boelie maar nog steeds 'n bietjie hoor. ek en Hanke spandeer baie tyd op die. Ja, nee, maar die Safari Dangerous Game Shoot is om die draai. Ja. So nee, ons behoort jou reg te kry voor nou. Jy het laas jaar glad nie te sleg gevaar nie. So hierdie jaar met jou baie pragtige geweer skiet. Hoorie Marco, maar dankie. Tot ons tyd hardloop. Dis elke keer die ouens vra ons moet die show langer maak. Ons sal seker volgende seisoen daaraan dink, maar ons try maar almal se aandag bou vir die ding. So lekker. Wil dit uitrafel nie. Maar baie dankie dat jy gekom het. Ons waardeer dit en sterkte met dit wat julle beplan vorentoe. En thanks wat julle doen vir die skietbedryf. Ons het later die maand het ons nog van die ouens van die groep Helmut kom. Ek weet nie of kom hy volgende week of die week daarna in nie, maar 'n bietjie met hom gesels. So ja, thanks vir wat julle teruggooi ook in die bedryf en is lekker om met julle geassosieer te wees. Ek waardeer. Hoop alles loop mooi vorentoe. Sterkte vir julle. Dankie dat julle ingeskakel het. Ek en Hanke sien julle volgende week weer. Selfde tyd, selfde plek hier in die ateljee op van die spoor. Lekker aan. Cheers. Cheers julle.